Ek kom nou by die huis na aand wat ek pizza's afgelewer het. Vir die wat nie weet nie, ek doen pizza aflewerings vir ekstra geld. En ek dit vang my net so oog, Lona het die gordyn oopgegeet, sy staan daar binne. En ek kry so 'n kansie om net so in te loer in ons huis en ek kry net so 'n gevoel van dankbaarheid vir die Here. Vir wat die Here vir ons gegee het. 'n jaar en 'n half terug het ek Lona in Suid-Afrika gesit. En ons het in 'n kamer gehuur by haar pa. Ons het geen inkomste gehad nie, ons het ons eie blyplek gehad nie. Ons het voertuie gehad wat ons werk te kon gegaan het. Lona het tutoring gedoen vir R100 'n les. Ek het gewerk 'n hele week en dat ek seker miskien R1000 huis toe gebring wat ons net so op kos spandeer het. En ons het niks gehad he. Ons het swaar gekry. Ons het alles verkoop om hierdie journey te begin om Australië toe te kom. Ons het my bakkie verkoop om ons Engelse toetse en ons paspoorte en goed te betaal. Ons het al ons meubels verkoop om ook vir Engelse toetse en goed te betaal. Die laaste ding wat ons verkoop het was haar kar. En ons het opgery Pretoria toe saam met haar pa waartoe hy getrek het. En daar het ek gaan werk terwyl ons gewag het vir ons visas vir nog 'n maand in Nylstroom. Ek moes in Nylstroom bly om te gaan werk en Lona moes in Pretoria bly om te bly leer vir haar Engelse toets en net om haar Engelse toets deur te kom. Sodat ons visas kan kry, want sonder Engelse toets kan jy nie in Australië aankom nie. En ek het geslaap op 'n matras wat in die helfte gesny was, sodat die kouete en die harde grond nie deur die matras deurdruk nie. As ek sê ons het niks gehad, ons het niks gehad. Die Lona het op 'n matras in Pretoria geslaap, terwyl sy geleer het vir haar Engelse toets. Ek kon 'n naweek, elke tweede naweek kon ek huis toe gaan en ek kon met 'n taxi ry van Nylstroom af tot in Pretoria. Dis 'n 2 uur trippie met 'n taxi, die wat nie weet nie. En 'n stampvol taxi. En hierso nou 'n jaar en 'n half later sit ons in Australië, 'n land wat vir ons soveel geleenthede bied. Dis waarvoor ons gebid het. Dis die dankbaarheid wat ons het vir die Here, want is vir die Here wat ons gevra het om hier te kom. Dis nie vir enigiemand anders wat ons gevra het om hier te kom nie. Daar's mense wat getwyfel het of ons ooit hier gaan kom. Ons het self getwyfel of ons ooit hier gaan kom. Maar hier sit ons nou in Australië. Ons het nie die stres wat ons gehad het in Suid-Afrika nie. Ons het nie die stres, die balje gaan in jou deur kom klop. Jy stres, jy gaan nie geld hê vir kos die einde van die week nie. Dis hoekom ek Lona mense help. Dis hoekom ek Lona mense bystaan. En ons vra niks daarvoor nie. Ons vra nie 'n sent daarvoor nie. Ons doen dit uit dankbaarheid vir die Here, vir wat die Here vir ons gedoen het. En as daar iemand is wat twyfel, wat die video kyk, wat twyfel of Australië die regte stap is, in my opinie Australië is die regte stap. Kyk waar sit ons. In Suid-Afrika het ons in 'n kamer gebly. Ek het op 'n matras geslaap wat half deurgesny is, sodat die harde vloer nie deurkom nie. En hier bly ons in gemak, in luksheid. En dis nie die kleur van my vel wat dit gedoen het nie. Dis nie wie my pa is wat dit gedoen het, wat ons hier na toe gebring het nie. Dis die Here wat ons hier na toe gebring het. En hy het net vir ons waarvoor ons al die jare hard vir gewerk het, waar Lona al die jare hard gewerk het om haar graad te kry. En daai het vir ons deure oopgemaak
om Australië toe te kan kom en hierdie tipe lewenstyl te kan geniet. En ek wil almal bemoedig om dit te doen. En wil almal bemoedig om vir die Here te vra, maak vir my 'n weg, maak vir my 'n pad oop. Want sonder die Here sou ons nie gewees het nie. Daar was baie tye van twyfel, maar sonder die Here sou ons nie gewees nie. En sonder Lona sou ek ook nie gewees het nie. Ek is baie lief vir jou, my vrou.